Hi, Madeleine hier en welkom terug by Slaapstories vir groot mense. Jou weeklikse potgooi van Afrikaanse stories en vertellings wat jou saam sis tot in droomland. So maak seker die honde het 'n rondte geloop en die deure is gesluit. Onthou, jy kan by ons weekliks inskakel op jou gunsteling potgooi app vir 'n storie na soete drome. Ons wil vreeslik graag elke week vir julle 'n storie vertel, so asseblief gooi so 'n geldjie daar in ons donasieblokkie. Borge, julle is ook baie welkom hier by ons. Ons is ook vurige ondersteuners van skrywers. So as jy jou storie gelees wil hê, alle regte bly joune, stuur dit aan ons by e-pos slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. Ons soek stories asseblief. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe en onthou, die Patreon link is op die Facebook en onder aan die potgooi inligting as jy nog meer wil hê. Kom mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeg toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. En daar is meer as 100 ou episodes advertensievry net vir julle genot. Vir minder as die prys van 'n brood kan julle so lekker luister. Mensies, weet julle wat is vir my nou 'n lekker tussen snack? Grondboontjie botter. Yes, dis lekker. Die beste een is natuurlik Black Cat, maar die ander kan doen. As ek nou rarig lus raak vir iets en ek weet nie wat nie, en dis nog ver na eettyd, en daar's nou nie rarig enige versnapperings in die huis nie, dan trek ek maar die peanut butter nader. So 'n lekker groot eetlepel hoog opgestapel, en dan eet jy so stadig en so lekker. Ai, nee. Maar dit help my ook slaap. As ek daai aande het wat die slaap net nie wil kom nie en mens worry oor al die poef in die wêreld, dan trek ek daai grondboontjie botter nader, saam met so 'n paar slukke melk en sien daar die slaap kom. Geen wetenskaplike verduideliking nie, maar dit werk vir my. En bring heerlike herinneringe van my broer en ek en 911 op TV, baie jare terug, met 2 lepels en 1 bottel peanut butter. Ai, ek dink ek gaan gou so 'n bietjie peanut butter op. Sien julle nou. Vanaand lees ons Die Leertregter uit Round the Fire Stories van Arthur Conan Doyle. My vriend Lionel Dacre het in die Avenue de Wagram, Parys gewoon. Sy huis was daar die klein een, met die ysterreëling en grasperk voor dit. Aan die linkerkant, soos jy afstap van die Arc de Triomphe. Ek verbeel my dat dit lank voor die laan gebou is daar was, want die grys steels was met korste mosse bevlek, en die mure was beskimmel en verkleur van ouderdom. Dit het van die straat af na 'n klein huis gelyk, 5 vensters voor, as ek reg onthou, maar dit het verdiep in 'n enkele lang vertrek aan die agterkant. Dit was hier waar Dacre daardie besondere biblioteek van okkulte literatuur gehad het, en die fantastiese kuriositeite wat as 'n stokperdjie gedien het, en 'n vermaak vir sy vriende. As 'n welgestelde man met verfynde en eksentrieke smaak, het hy baie van sy lewe en fortuin daaraan gewy om 'n versameling byeen te bring, wat na bewering 'n unieke private versameling van talmoediese, kabbalistiese en magiese werke was, baie daarvan van groot seldsaamheid en waarde. Sy smaak het na die wonderbaarlike en die monsteragtige geneig, en ek het gehoor dat sy eksperimente in die rigting van die onbekende alle perke van beskawing en fatsoenlikheid oorskry het. Teenoor sy Engelse vriende het hy nooit na sulke sake verwys nie, en het die houding van 'n student en 'n virtuoso aangeneem. Maar 'n Fransman wie se smaak van dieselfde aard was, het my verseker dat die ergste oortreding van die swart mis in daardie groot en verhewe saal gepleeg is, wat uitgevoer is met die rakke van sy boeke en die kaste van sy museum. Dacre se voorkoms was genoeg om te wys dat sy diep belangstelling in hierdie psigiese sake eerder intellektueel as geestelik was. Daar was geen teken van asketisme op sy swaar gesig nie, maar daar was baie geestelike krag in sy groot koepelvormige skedel, wat opwaarts gekrom het tussen sy alwordende hare, soos 'n sneeutop bo sy rand van dennebome. Sy kennis was groter as wysheid, en sy vermoëns was ver behewe bo sy karakter. Die klein helder oë, diep begrawe in sy vleesige gesig, het gefonkel met intelligensie en 'n onverminderende nuuskierigheid oor die lewe.
maar dit was die oë van 'n sensualis en 'n egoïs. Genoeg van die man, want hy is nou dood, arme drommel. Dood op die einste tydstip, toe hy seker was dat hy uiteindelik die lewenseliksir ontdek het. Dis nie met sy komplekse karakter waarmee ek te doen het nie, maar met die baie vreemde en onverklaarbare voorval wat sy oorsprong gehad het in my besoek aan hom in die vroeë lente van die jaar 82. Ek het Dacre in Engeland geken, want my navorsing in die Assiriese kamer van die Britse museum is gedoen in die tyd, toe hy besig was om 'n mistiese en esoteriese betekenis in die Babyloniese tablette te probeer vasstel. En hierdie gemeenskaplike belangstelling het ons bymekaar gebring. Toevallige opmerkings het gelei tot daaglikse gesprekke, en dit het tot iets wat na aan vriendskap was geneig. Ek het hom beloof dat ek hom tydens my volgende besoek aan Parys sou besoek. Ten tye, toe ek my belofte kon nakom, het ek in 'n kothuisie in Fontainebleau gewoon, en aangesien die aandtreine ongerieflik was, het hy my gevra om die nag in sy huis deur te bring. Ek het net daar een ekstra rusbank, het hy gesê, terwyl hy na 'n breë sofa in sy groot salon wys. Ek hoop jy sal dit gerieflik daar kan maak. Dit was 'n besondere slaapkamer, met sy hoë mure van bruin volumes, maar daar kon geen aangenamer meubels wees vir 'n boekvorm soos ek nie. En daar is geen geur so aangenaam vir my neus, soos daardie dowwe, subtiele reuk wat van 'n antieke boek afkom nie. Ek het hom verseker dat ek geen meer bekoorlike kamer en geen meer gesellige omgewing kon begeer nie. As die toebehore nog gerieflik nog konvensioneel is hulle ten minste duur, het hy gesê, terwyl hy na sy rakke kyk. Ek het byna 'n $250,000 bestee aan hierdie voorwerpe wat jou omring. Boeke, wapens, edelstene, houtsneewerk, tapisserieë, beelde. Daar is skaars 'n ding hier wat nie sy geskiedenis het nie. En dit is gewoonlik een wat die moeite werd is om te vertel. Hy het gesit terwyl hy praat aan die een kant van die oop kaggel, en ek aan die ander kant. Sy leestafel was aan sy regterkant, en die sterk lamp daarbo het dit omring met 'n baie lewendige sirkel van goue lig. 'n half opgerolde palmisse het in die middel gelê, en daaromheen was baie snaakse artikels van bric-en-brac. Een hiervan was 'n groot tregter, soos die wat gebruik word om wynvate te vul. Dit het gelyk asof dit van swart hout gemaak was en met verkleurde geel-koper omrand was. Dit is 'n vreemde ding, het ek opgemerk. Wat is die geskiedenis daarvan? Het hy gesê. Dit is presies die vraag wat ek myself al moes vra. Ek sou baie gee om te weet. Neem dit in jou hande en ondersoek dit. Ek het dit gedoen en gevind dat wat ek gedink het hout was, in werklikheid leer was, hoewel ouderdom dit tot 'n uiterste hardheid uitgedroog het. Dit was 'n groot tregter en kon 'n kwart hou wanneer vol. Die geel-koper rand het die wye end omring, maar die nou end was ook met metaal gepunt. Wat dink jy daarvan? Het Dacre gevra. Ek sou dink dat dit van een of ander wynmaker of moutmaker in die middeleeue behoort het ek gesê. Ek het in Engeland leerdrinkflesse van die 17de eeu gesien, blackjacks, soos hulle genoem is, wat dieselfde kleur en hardheid as hierdie filler gehad het. Ek sal sê die datum sou ongeveer dieselfde wees, het Dacre gesê, en ongetwyfeld is dit ook gebruik om 'n houer met vloeistof te vul. As my vermoedens korrek is, was dit egter 'n vreemde wynmaker wat dit gebruik het, en 'n baie besondere vat wat gevul is. Merk jy niks vreemds by die tyd se punt van die tregter nie? Terwyl ek dit teen die lig hou, het ek opgemerk dat by 'n plek ongeveer 5 duim bo die geelkoper punt, die nou nek van die leertregter heeltemal gehakkel en gekrap was, asof iemand dit met 'n stomp mes rondom gekerf het. Slegs by daardie punt was daar enige grofheid aan die dooie swart oppervlak. Iemand het probeer om die nek af te sny. Sou jy dit 'n sny noem? Dit is geskeur en verskeur. Dit moes heel wat krag gekos het om hierdie merke op so 'n taai materiaal te laat, wat die instrument ook al was. Maar wat dink jy daarvan? Ek kan sien dat jy meer weet as wat jy sê. Dacre het geglimlag en sy klein oogies het gefonkel van kennis. Het jy die sielkunde van drome by jou geleerde studies ingesluit, het hy gevra. Ek het nie eens geween dat daar bestaan so sielkunde nie. My liewe meneer, daardie rak bo die juweelkas is gevul met volumes van Albertus Magnus af vorentoe,
wat oor geen ander voorwerp onderhandel nie. Dit is 'n wetenskap op sigself. 'n Wetenskap van kwaksalvers. Die kwaksalver is altyd die baanbreker. Van die astroloog het die sterrekundige gekom, van die algemis die chemikus, van die mesmeris die eksperimentele sielkundige. Die kwaksalver van gister is die professor van mode. Selfs sulke subtiele en ontwykende dinge soos drome sal mettertyd tot 'n stelsel en orde gereduseer word. Wanneer daardie tyd kom, sal die navorsing van ons vriende daar op die boekrak nie meer die vermaak van die mystikus wees nie, maar die fondasie van 'n wetenskap. Gestel dit is so, wat het die wetenskap van drome te doen met 'n groot swart geel koper omrande tregter? Ek sal jou vertel. Jy weet dat ek 'n agent het wat altyd op die uitkyk is vir rare en kuriositeite vir my versameling. 'n Paar dae gelede het hy gehoor van 'n handelaar op een van die koeis van ou rommel bekom het, wat in 'n kas gevind is in 'n antieke huis agter die Rue Mathroon in die Quartier Latin. Die eetkamer van hierdie ou huis is versier met 'n familiewapen, chevrons en rooi balke op 'n silwerveld, wat na ondersoek blyk die skild van Nicolas de la Reine te wees, 'n hoë amptenaar van koning Lodewijk die 16de. Daar kan geen twyfel wees dat die ander artikels in die kas terugdateer na die vroeë dae van daardie koning nie. Die afleiding is dus dat hulle almal die eiendom was van hierdie Nicolas de la Reine, wat soos ek verstaan die heer was, wat spesiaal gemoed was met die handhawing en uitvoering van die drakoniese wette van daardie tydperk. En toe? Ek wil jou nou vra om die tregter weer in jou hande te neem en die boonste geelkoper rand te ondersoek. Kry jy enige letters daarop uitgemaak? Daar was beslis 'n paar krapmerke daarop, byna uitgewis deur tyd. Die algemene effek was van verskeie letters, waarvan die laaste een 'n sekere ooreenkoms met 'n B getoon het. Jy sien 'n B? Ja, doen. Ek ook. Trouwens, ek het geen twyfel dat dit 'n B is nie. Maar die edelman wat jy genoem het, sou 'n R as sy voorletter gehad het. Presies, dis die skoonheid daarvan. Hy het hierdie vreemde voorwerp besit en tog het hy iemand anders se voorletter daarop gehad. Hoekom het hy dit gedoen? Ek kan nie dink nie. Kan jy? Wel, ek sou miskien kon raai. Sien jy iets wat 'n bietjie verder langs die rand geteken is? Ek sou sê dis 'n kroon. Dis ongetwyfeld 'n kroon. Maar as jy in 'n goeie lig ondersoek, sal jy jouself oortuig dat dit nie 'n gewone kroon is nie. Dit is 'n heraldiese kroon, 'n rangteken, en dit bestaan uit 'n afwisseling van 4 parels en arbeiblare, die gepaste kenteken van 'n markies. Ons kan dus aflei dat die persoon wie se letters op B eindig, geregtig was op daardie kroontjie te dra. Dan het hierdie gewone leervurrel aan 'n markies behoort. Daar kry hy 'n aardige glimlag gegee. Of aan een of ander lid van die familie van 'n markies, het hy gesê. Soveel het ons duidelik afgelei van hierdie gegraveerde rand. Maar wat het dit alles met drome te doen? Ek weet nie of dit van 'n uitdrukking op Dacre se gesig was, of van een of ander subtiele suggestie in sy manier nie, maar gevoel van afkeer, van onredelike verskrikking, het oor my gekom terwyl ek na die verwronge ou stuk leer gekyk het. Ek het meer as een keer belangrike inligting deur my drome ontvang, het my metgesel gesê, in die diktatiese manier wat hy graag aangeneem het. Ek maak dit nou reël wanneer ek oor enige materiale punt twyfel, om die betrokke voorwerp langs my te plaas terwyl ek slaap, en om te hoop vir verligting. Die proses lyk nie vir my baie duister nie, alhoewel dit nog nie die seën van ortodokse wetenskap ontvang het nie. Volgens my teorie sal enige voorwerp wat intiem geassosieer word met enige uiterse parokisme van menslike emosie, of dit nou vreugde of pyn is, 'n sekere atmosfeer van assosiasie behou, wat dit in staat is om aan 'n sensitiewe gemoed oor te dra. Met 'n sensitiewe gemoed bedoel ek nie 'n abnormale een nie, maar so 'n opgeleide en opgevoede gemoed soos jy of ek besit. Jy bedoel byvoorbeeld dit as ek langs daardie ou swaard teen die muur slaap, sal ek dalk kan droom van een of ander bloedige voorval waarvan daardie einste swaard deelgeneem het? Uitstekende voorbeeld, want as 'n feit is daardie swaard op daardie manier deur my gebruik en ek het in my slaap die dood van sy eienaar gesien, wat omgekom het in 'n lewendige skermutseling wat ek nie kon identifiseer nie, maar wat plaasgevind het ten einde van die oorloë van die frontiste. As jy daaraan dink,
wys sommige van ons populêre gebruike dat die feit reeds deur ons voorouers erken is, alhoewel ons in ons wysheid dit onder bygelowe geklassifiseer het. Byvoorbeeld, wel, die plasing van die bruid se koek onder die kussing, sodat die slaper aangename drome kan hê. Dit is een van die verskeie voorbeelde wat jy uiteengesit sal vind in 'n klein brosjure wat ek self oor die onderwerp skryf. Maar om terug te kom na die punt, ek het een nag met daardie tregter langs my geslaap en ek het 'n droom gehad wat beslis 'n vreemde lig werp op die gebruik en oorsprong daarvan. Wat het jy gedroom? Ek het gedroom. Hy het stil gebly. 'n Intense blik van belangstelling het oor sy massiewe gesig gekom. By Jupiter, dis goed bedink, het hy gesê. Dit sal werklik 'n uiters interessante eksperiment wees. Jy is self 'n psigiese subjek, met senuwees wat gereedelik reageer op enige indruk. Ek het myself nog nooit in daardie rigting getoets nie. Dan gaan ons jou vanaand toets. Mag ek jou 'n baie groot guns vra? Wanneer jy vanaand daardie rusbank beset, om met hierdie ou tregter langs jou kussing te slaap. Die versoek het vir my grotesk gelyk, maar ek het self in my komplekse natuur 'n honger na alles wat bizar en fantasties is. Ek het nie die geringste geloof in Dacre se teorie gehad nie, en ook geen hoop vir sukses in so 'n eksperiment nie. Tog het dit my vermaak dat die eksperiment uitgevoer sou word. Dacre het met groot erns 'n groot staander na die koppeend van my rusbank getrek en die tregter daarop geplaas. Toe, na 'n kort gesprek, het my 'n goeienaand gewens en my verlaat. Ek het vir 'n rukkie gesit en rook by die smeulende vuur en die vreemde voorval wat gebeur het en die vreemde ervaring wat voor my kon lê in my gedagtes oordink. Skepties soos ek was daar iets indrukwekkend in die sekerheid van Dacre se manier en my buitengewone omgewing, die enorme kamer met die vreemde en dikwels onheilspellende voorwerpe wat daarom gehang het plegtigheid in my siel gebring. Uiteindelik het ek uitgetrek en nadat ek die lamp afgedraai het ek gaan lê. En na 'n lang rondgerol aan die slaap geraak. Laat ek probeer om so akkuraat as moontlik die toneel te beskryf wat in my drome na my gekom het. Dit staan nou helderder in my geheue as enigiets wat ek met my wakker oë gesien het. Daar was 'n vertrek wat die voorkoms van 'n kluis gehad het. Vierkante het van die hoeke af opgeloop om by 'n skerp, kopvormige dak aan te sluit. Die argitektuur was grof, maar baie sterk. Dit was duidelik deel van 'n groot gebou. 3 mans in swart, met vreemde swart, swaar fluweelhoede, het in 'n ry op 'n rooi tapuit verhoogie gesit. Hulle gesigte was baie ernstig en hartseer. Aan die linkerkant het 2 mans in lang gewade gestaan met portefeuilles in hulle hande, wat gelyk het of dit vol papiere geprop was. Aan die regterkant, na my toe gekyk, was 'n klein vrou met blonde hare en besondere ligblou oë, die oë van 'n kind. Sy was verby haar eerste jeug, maar kon nog nie middeljarig genoem word nie. Haar figuur was geneig tot molligheid en haar houding was trots en selfversekerd. Haar gesig was bleek maar kalm. Dit was 'n vreemde gesig, aantreklik en tog katagtig, met 'n subtiele suggestie van wreedheid om die reguit sterk klein mond en mollige kaak. Sy was in 'n soort loswit gewaad geklee. Langs haar het 'n maar gretige priester gestaan, wat in haar oor gefluister het en aanhoudend 'n kruisbeeld voor haar oë opgehou het. Sy het haar kop gedraai en stip verby die kruisbeeld na die 3 mans in swart gekyk, wat, het ek gevoel, haar regters was. Terwyl ek gekyk het die 3 mans opgestaan en iets gesê, maar ek kon geen woorde uitmaak nie, hoewel ek bewus was dat dit die middelste een was wat gepraat het. Hulle het toe uit die vertrek gestap, gevolg deur die 2 mans met die papiere. Op daardie oomblik het verskeie rowwe kerels in stewige baadjies ingestorm en eers die rooi tapuit verwyder en toe die planke wat die verhoogie gevorm het, sodat die vertrek heeltemal leeg was. Toe hierdie skerm verwyder is, het ek 'n paar vreemde meubelstukke daarachter gesien. Een het gelyk soos 'n bed met houtwiele aan elke kant en 'n windas handvatsel om die lengte te reguleer. 'n ander was 'n houtperd. Daar was verskeie ander vreemde voorwerpe en 'n aantal swaaiende koorde wat oor katrolle geloop het. Dit was amper soos 'n moderne gimnasium.
Toe die vertrek skoongemaak was, het 'n nuwe figuur op die toneel verskyn. Dit was 'n lang, maar persoon in swart geklee, met skraal en streng gesig. Die voorkoms van die man het my laat huiwer. Sy klere was alles blink van die vet en gevlek met kolle. Hy het homself gedra met 'n stadige en indrukwekkende waardigheid, asof hy beheer geneem het van alles vanaf die oomblik van sy binnekoms. Ten spyte van sy rowwe voorkoms en vuil klere was dit nou sy besigheid, sy vertrek, syne om te beveel. Hy het 'n rol ligte toue oor sy linker voorarm gedra. Die dame het hom op en af met 'n soekende blink gekyk, maar haar uitdrukking was onveranderd. Dit was selfversekerd, selfs uitdagend, maar dit was baie anders met die priester. Sy gesig was doodsbleek en ek het die vochtigheid sien blink en loop op sy hoë skuins voorkop. Hy het sy hande opgegooi en gebed en hy het aanhoudend gebuig om waansinnige woorde in die dame se oor te mompel. Die man in swart het nou vorentoe gekom en een van die koorde van sy linkerarm geneem en die vrou se hande saamgebind. Sy het hulle onderdanig na hom uitgehou terwyl hy dit gedoen het. Toe het hy haar arm met 'n rowwe greep gevat en haar na die houtperd gelei, wat skaars hoër as haar middel was. Hierop is sy gelig en neergelê met haar rug daarop en haar gesig na die plafon, terwyl die priester bewend van afgryse uit die vertrek gehardloop het. Die vrou se lippe het vinnig beweeg, en hoewel ek niks kon hoor nie, het ek geweet dat sy bid. Haar voete het aan weerskante van die perd afgehang, en ek het gesien dat die rowwe knegte, wat byderhand was, koorde aan haar enkels vasgemaak het, en aan die ander punte van ysterringe in die klipvoer vasgeheg het. My hart het in my gesak toe ek hierdie onheilspellende voorbereidings sien, en tog was ek vasgevang deur die fascinasie van afgryse, en ek kon nie my oë van die vreemde skouspel wegneem nie. 'n man het die vertrek binnegekom met 'n emmer water in elke hand. Nog een het gevolg met 'n derde emmer. Hulle is langs die houtperd neergesit. Die tweede man het 'n houtskepding, 'n bak met 'n reguit handvatsel, in sy ander hand gehad. Dit het hy aan die man in swart gegee. Op dieselfde oomblik het een van die knegte nader gekom met 'n donker voorwerp in sy hand, wat selfs in my droom my met 'n vaag gevoel van bekendheid gevul het. Dit was 'n leertregter. Met verskriklike energie het hy dit, maar ek kon nie meer nie. Ek kon nie meer verduur nie. My hare het van afgryse oorent gestaan, ek het gewring en gespartel. Ek het deur die bande van slaap gebreek en ek het met 'n gil in my eie lewe uitgebars en myself bewend van vrees in 'n enorme biblioteek gevind, met die maanlig wat deur die venster stroom en vreemde silwer en swart patrone op die teenoorgestelde muur gooi. Wat 'n geseënde verligting om te voel dat ek terug was in die 19de eeu, terug uit daardie middeleeuse kluis in 'n wêreld waar mense, menslike harte in hulle boesems gehad het. Ek het op my rusbank regop gesit, bewend in elke ledemaat, my gedagte verdeel tussen dankbaarheid en afgryse. Om te dink dat sulke dinge ooit gedoen is, dat hulle gedoen kon word, sonder dat God die skurke dood laat neerslaan het. Was dit alles 'n fantasie, of het dit werklik gestaan vir iets wat gebeur het in die swart, wrede dae van die wêreld se geskiedenis? Ek het my kloppende kop op my bewende hande laat sak, en toe skielik het dit gevoel asof my hart stil staan in my boesem, en ek kon nie eens gil nie, so groot was my verskrikking. Iets het deur die donkerte van die vertrek na my toe beweeg. Dit was 'n verskrikking wat op 'n verskrikking volg wat 'n mens se gees breek. Ek kon nie redeneer nie, ek kon nie bid nie, ek kon nie soos op 'n vore beeld sit en staar na die donker figuur wat deur die groot vertrek aangekom het. En toe het dit in 'n wit strook maanlig inbeweeg, en ek het weer asem gehaal. Dit was Dacre, en sy gesig het gewys dat hy net so bang was soos ek. Was dit jy? In hemelsnaam, wat's verkeerd, het hy in 'n hees stem gevra. Dacre, ek is bly om jou te sien. Ek was af in die hel, dit was verskriklik. Was dit dan jy wat gegil het? Ek sou sê dit was. Dit het deur die huis weer klink, die bediendes is almal verskrik. Hy het 'n vuurhoutjie getrek en die lamp aangesteek. Ek dink ons kan die vuur weer laat opvlam, het hy bygevoeg, terwyl hy 'n paar houtblokke op die kole gooi. Goeie hemel, my liewe kerel, hoe wit is jy?
Jy lyk asof jy 'n spook gesien het. Dit het ek ook. Verskeie spooke. Die leertregter het dus gewerk. Ek sal nie weer na by die helse ding slaap vir al die geld wat jy my kan aanbied nie. Dakker het gegiggel. Ek het verwag dat jy 'n lewendige nag sou hê, het hy gesê. Jy het dit aan my teruggegee, want daardie gil van jou was nie 'n baie aangename geluid om 2 uur in die oggend nie. Ek veronderstel uit wat jy sê, dat jy die hele verskriklike besigheid gesien het. Watter verskriklike besigheid? Die waterfoltering, die buitengewone vraag, soos dit genoem is in die dae van Leroy Soleil. Het jy dit tot die einde uitgehou? Nee, God dank, ek het wakker geword voor dit regtig begin het. Dis net sowel vir jou. Ek het uitgehou tot die 3de emmer. Wel, dis 'n ou storie, en hulle is almal in elk geval nou in hulle grafte. So wat maak dit saak hoe hulle daar gekom het? Ek veronderstel dat jy geen idee het wat dit was wat jy gesien het nie. Die foltering van 'n misdadiger? Sy moes inderdaad 'n verskriklike kwaaddoener gewees het as haar misdade in verhouding was met haar straf. Wel, ons het daar die klein troos, het Dakker gesê, terwyl hy sy kamerjas om hom draai en nader aan die vuur skuif. Hulle was in verhouding tot haar straf. Dit wil sê as hy korrek is oor die dame se identiteit. Hoe kon jy moontlik haar identiteit ken? As antwoord het Dakker 'n ou velbedekte boek van die rak afgehaal. Luister net hierna, het hy gesê. Dit is in die Frans van die 17de eeu, maar ek sal 'n ruwe vertaling gee soos ek aangaan. Jy kan self oordeel of ek die raaisel opgelos het of nie. Die gevangene is vir die grootkamers en tornelles van die parlement gebring, wat as 'n geregshof gesit het, aangekla van die moord op meester Dreux d'Aubry, haar vader, en van haar 2 broers, M.M. d'Aubry, een van burgerlike luitenant, en die ander 'n raadslid van die parlement. In persoon het dit moeilik gelyk om te glo, dat sy werklik sulke bose dade gedoen het, want sy was van 'n sagte voorkoms en van kort postuur, met 'n ligte vel en blou oë. Tog het die hof, nadat hulle haar skuldig bevind het, haar tot die gewone en tot die buitengewone vraag veroordeel, sodat sy gedwing kon word om haar medepligtiges te noem, waarna sy in 'n kar na die Place de Grève vervoer sou word, waar haar kop afgekap sou word, haar liggaam daarna verbrand en haar as in die wind verstrooi sou word. Die datum van hierdie inskrywing is 16 Julie 1676. Dis interessant, het ek gesê, maar nie oortuigend nie. Hoe bewys jy dat die 2 vroue dieselfde is? Kom daarby. Die vertelling gaan voort om te vertel van die vrou se gedrag toe sy ondervra is. Toe die laksman haar nader het, sy hom herken aan die koorde wat hy in sy hande gehou het, en sy het dadelik haar eie hande na hom uitgehou, terwyl sy hom van kop tot tone bekyk het sonder om 'n woord te uiter. Hoe's dit? Ja, dit was so. Sy het sonder huiwering na die houtperd en ringe gekyk wat soveel ledemate verwring en soveel angskrete veroorsaak het. Toe haar oë op die 3 emmers water val wat alles gereed was vir haar, het sy met 'n glimlag gesê: "Al daardie water moes hierheen gebring gewees het om my te verdrink, monsieur. Ek vertrou u het nie die idee om 'n persoon van my geringe postuur dit alles te laat insluk nie. Sal ek die besonderhede van die marteling lees?" Nee, in hemelsnaam moenie. Hier is 'n sin wat beslis vir jou moet wys, wat hier opgeteken is, die prosesse toneel was, wat u vanaand aanskou het. Die goeie Abbé Pirot, wat nie 'n leiding van sy boedeling wou aanskou nie, het uit die kamer gehaas. Oortuig dit jou? Dit doen, geheel en al. Daar kan geen twyfel wees dat dit inderdaad dieselfde gebeurtenis is nie. Maar wie dan is daardie dame, wie se voorkoms so aantreklik was, en wie se einde so verskriklik was? As antwoord het Dakker na my toe gekom en die klein lamp op die tafel langs my bed geplaas. Hy het die onheilspellende vuller opgelig en die koperrand gedraai, sodat die lig ten volle daarop val. Op hierdie manier het die gravering duidelik gelyk as die vorige aand. Ons het reeds ooreengekom dat hierdie kenteken van 'n markies of markiesin is, het hy gesê. Ons het ook vasgestel dat die laaste letter 'n B is. Dis ongetwyfeld so. Ek stel nou voor dat die ander letters van links na reg is. MM, 'n klein d, A, 'n klein d, en dan die finale B. Ja, ek is seker dat die reg is. Ek kan die 2 klein d's heel duidelik uitmaak.
Wat ek vanaand hier gelees het Dacre gesê, is die amptelike verslag van die verhoor van Marie Madeleine de Aubry Marquissin de Brinvilliers, een van die berugste gifmengers en moordenaars van alle tye. Ek het in stilte gesit, oorweldig deur die buitengewone aard van die voorval en die volledigheid van die bewyse waarmee Dacre die ware betekenis daarvan blootgelê het. Vaagweg het ek sekere besonderhede van die vrou se loopbaan onthou, haar onbeteelde losbandigheid, die koelbloedige en langdurige marteling van haar siek vader, die moord op haar broers vernietige gewin. Ek het ook onthou dat die dapperheid van haar einde iets gedoen het om te vergoed vir die afgryse van haar lewe, en dat die hele Parys met haar laaste oomblikke gesimpatiseer het en haar as 'n martelaar geseën het, en binne 'n paar dae nadat hulle haar as 'n moordenaar vervloek het. Een beswaar, en slegs een het by my opgekom. Hoe het haar voorletters en haar rangkenteken op die vuller beland? Seker dat hulle nie middeleeuse hulde aan die adelstand so ver gevoer om martelinstrumente met hulle titels te versier nie. Ek was ook deur daardie selfde punt verward, het Dacre gesê, maar dit het 'n eenvoudige verklaring. Die saak het buitengewone belangstelling in daardie tyd gewek, en niks kon meer natuurlik wees as dat Lareynie, die hoof van die polisie, hierdie vuller as 'n grimmige aandekkingsstuk sou behou nie. Dit was nie dikwels dat 'n markiesin van Frankryk die buitengewone ondervraging ondergaan het nie, dat hy haar voorletters daarop sou grafeer vir die inligting van ander wat sekerlik 'n baie gewone handeling van sy kant. En dit het ek gevra, terwyl ek na die merke op die leernekstuk wys. Sy was 'n wrede tier, het Dacre gesê terwyl hy wegdraai. Ek dink dit is duidelik, dat soos ander tierwyfies, was haar tande beide sterk en skerp. Lekker slaap.